Goeiemôre gemeentefamilie, baie welkom. Ons sal net nou amptelik groet terwyl ons nog wag vir familielede om in te kom, maar kom ons staan en ons prys die Here, want hy is ons vesting, hy is ons krag, hy is ons redding. Kom ons staan. Dit is my voorreg om jou te seën en jou te groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, jou Skepper, jou Verlosser, jou Vertrooster en Inspireerder. En ons antwoord deur te sê, Amen. Dit is so, mag dit so wees. Vriende, julle kan julle sitplekke inneem en ons wil kyk of dit kan werk om so heel in die begin van die diens 'n inkloktyd te doen. So Danielle is 'n juffrou daar by George Suid en sy sê, is dit elke oggend? Dan sê ons in Engels incheck time. Almal vat hulle polse, almal kom tot verhaal en vertel vir die maatjie langs jou, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Hoe was jou week? Hoe was Menseregte Dag? Klas 1 2 3. Daar gaan ons. En, oké, dis genoeg.
dis genoeg klas. Kom ons fokus op die werk. Vrydag, soos julle weet, was Menseregte Dag en ook in die leefgroep materiaal wat vanoggend vir jou uitgestuur is met 'n skakel. Daar's alleentyd vir hierdie hele week, jou solo tyd maandag tot Vrydag en dan is daar ook jou leefgroeptyd vir, as jy nie deel is van 'n leefgroep nie, vir jouself ook, vir jou en jou huweliksmaat of vir julle as gesin. As jy dit nie kan oopkry nie, dan laat weet ons en ons stuur vir jou die PDF. Maar in dit is daar hierdie aanhaling oor Menseregte Dag. Vrydag op hierdie Menseregte Dag in Suid-Afrika vier ek fees oor Jesus wat sy regte vrywillig prysgegee het vir mense soos ek en jy. Ons is bevoorreg dat hy sy troon volgens Filippense 2, daai loflied, dat hy dit prysgegee het om 'n mens te word soos ek en jy en om volgens Hebreërs te doen wat niemand kan doen, geen mens nie. Naamlik die volmaakte lewe leef, al was hy nes ons versoek, en dan om vrywilliglik sy lewe te gee aan die kruis, te betaal vir jou en my. So dit bring ons saam tot 'n eenheid om te sit aan die tafel van die Here, die huisgesin. En kom ons sê hardop ons beginwoorde ook vir 2026. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien waar ons is, wanneer ons daar is. OK, kan ek al die kinders sien, graad 7's en jonger, waar is julle? Das sy. Julle mag nog nie vorentoe kom nie, want ek wil hê jy moet vorentoe kom, maar met iets in jou hand. Die groot mense praat van elke Sondag is daar 'n dankoffermoment. En julle gaan ons vanoggend daarmee help, maar jy moet vorentoe kom, hier kom staan, maar met iets in jou hand. Iets wat of blink, iets wat of 50 sent so breinerig is, of 'n R1, of 'n R2, of 'n R5, of 'n R10, dit hang af hoe ryk pappa en mamma is. So al die kinders, stamp gou, sê pappa asseblief, kollekte, dankoffer, kry gou 'n sent, 'n rand. Okay, ek sien daar op die galery, hulle sê hulle het net kaart. Ons het 'n Jouko masjien van daardie tyd, so al die kinders kom vorentoe, en dan moet jy asseblief nou hier by my kom, en jy moet kom ingooi, maar die oomblik as jy ingooi, moet jy iets hardop sê. Kan jy lees wat staan daar bo? Wat staan daar? Heel bo. Dankie Jesus. So elke keer as jy iets ingooi, dan moet jy sê dankie Jesus. Sê, gooi in, daarin, en sê dankie Jesus. Dankie Jesus. Is julle reg? OK, so net daar gooi in, en soos wat jy ingooi, sê jy dankie Jesus. Want, vat 'n raai, wie se R10 is hierdie? Dit was iemand sin wat nou net gaan sit het, en dit was eintlik pappa sin, maar waar het pappa dit gekry? By die werk? OK, wie het vir pappa werk gegee? Wie het vir pappa gemaak dat hy 'n werk kan hê? Jesus. So hierdie R10 behoort eintlik aan Jesus. So as jy hom ingooi, word Jesus ryker? Nee, want is klaar syne. Wow. So, dit beteken as jy sê dankie Jesus, dan sê jy dankie Jesus dat U vir ons sorg met geld, dat ons kan brood en pap en kos en petrol en gaan fliek julle nog, dat ons Netflix kan betaal. Ons sê net dankie Jesus dat hy sorg vir ons, en nou gee ons sommer vir hom terug wat al klaar syne is. So gooi in, is julle reg? Asseblief, en onthou wat om te sê. Yes, en jy sê dit nie vir my of vir die kerk of vir enigiemand anders as om te sê dankie Jesus. Kan ek vra dat die kollekteerspan dat julle ook vorentoe kom asseblief? Dankie Renay, dankie Randy. En nou wil ek vra al die kinders, ek het nie gesê julle mag al gaan sit nie, julle moet hier voor om die tafel by my kom staan. Soos laasweek mag julle nie sit nie. Want laasweek was daar ook nog steeds daai wyn. So dis hoekom jy nie mag sit nie, maar hierdie week gaan julle later in die diens sien hoekom jy ook nie, want hier sulke DVD's en Blu-rays, en van hulle sê 13V. Waarvoor staan dit? 13 violence, OK. So beteken die graad 7's mag dalk, maar die res van julle mag nie.
OK, as julle kom sit en Randy en Renay, julle mag nog nie uitdeel nie. En nou wil ek gou vir julle wys, al die pappas en mammas, ons begin vandag 'n nuwe projek wat ons al die verlede gedoen het, maar vir die eerste keer nou op so 'n nuwe manier. As julle in die voorportaal gaan julle sien, is daar nuwe maandelikse bydrae-koeverte. En wat besonder hiervan is dat ons elke laaste Sondag van die maand, menende, volgende Sondag is die 30ste. En dan het die meeste van ons, hoop ons, 'n salaris gekry, of die pensioen het weer uitbetaal, al is die rentekoers nog dieselfde, so dis dieselfde as laas maand. Vriende, en dan wil ons volgende Sondag vir die Here kom dankie sê. Persoonlik, dankie Here dat U vir ons sorg, vir my gesin, maar ook dankie Here dat U sorg vir Blanco gemeente. En wat jy kan doen is, vat asseblief 'n koevert, sê maar een per gesin, en dan soos julle hierbo kan sien, is daar die 4 areas wat jy kan merk. Of SnapScan, of 'n debietorder, of 'n EFT, of die maandelikse kontant. Vou dit toe, sit dit hier in, en dan volgende Sondag bring jy net saam en gooi dit in, en ons gaan 'n moment hê om vir die Here te sê, dankie Here. 12 keer per jaar, wat ons vir die Here wil sê, dankie Here vir die afgelope maand. U sorg, U gee soms te veel, U gee nooit te min nie, U gee genoeg. En vriende, ek wil dan nou vra, Randy en Renay, dat julle 2-3 van die jong mense saam met julle vat, en vir hulle leer hoe julle dit doen, is julle reg? So, julle kan so lank gaan, die offergawes opneem, en dan terwyl dit besig is, was daar mense wat op YouTube gesê het, dat hierdie SnapScan ding is nie lank genoeg nie. En hulle weet nou al hoe om nou daar op YouTube, so hier's nou jou oomblik, as jy op YouTube jou SnapScan ding wil doen, as jy wil leer hoe dit werk, is jy welkom, en na die diens gaan Rita ook daarvoor wees met jou masjiene, spesifiek eintlik vir die feesete, vir die paasete, so as jy op daai manier wil deel wees daarvan. Vriende, dan is vanoggend die laaste geleentheid om klaar te maak met jou South Africa Church Life Survey. Ons is amper al by 300, en dit was ons minimum doelwit, om ten minste 300 gesinne, of 300 gemeentelede se voltooide vorms te hê. So daar is vorms daarvoor, Randy, as julle klaar is, dalk as daar mense is wat net hulle hande opsteek, as jy nog 'n vorm nodig het, as jy vanoggend na die tyd, terwyl die res van die gemeente koffie drink, as jy dit kan invul, sal ons so bly wees. Dit help ons om iets van die temperatuur van die gemeente te toets, oor verskeie fasette van gemeente wees, en dit gaan ons help, glo ons, korttermyn, maar ook 5 jaar, 10 jaar, 25 jaar doelwitte en visie wat ons wil afbid van die Here, maar wie hierdie gemeente tans is, hoe ons lyk, hoe ons glo dat dit ons gaan help vir die pad vorentoe. En as jy dit bidend vir ons invul, sal ons so bly wees. Dan vriende, die 12de April, dit is oor 3 weke, is dit die Tour de Fame, die jaarlikse geleentheid. En as jy nog ook wil betrokke raak met borgskappe, 3, 5 of 10.000 rand, kontak asseblief vir Nico of vir die kerkkantoor in die week, en ons benodig dan spesifiek vir daardie dag marshals wat rooi vlaag gaan swaai, sweepers wat aan die einde en aan die begin gaan wees om ouens te kry, die lead bikes. Kontak asseblief vir Cornie of vir Jans van Blerk. Ons sal hierdie slide ook in die week vir julle aanstuur. En dan kort ons nog mense vir die waterpunte wat kan beman en wat kan uitdeel. Kontak asseblief vir Willie, beter bekend as Waterpunt, Marits. En vriende, dan is ons so opgewonde oor Paasnaweek. As jy hier is met familie en vriende en kinders, mag jy nie die Paasnaweek mis nie. Daardie donderdag aand het ons die Paasete, 'n 3-gang maaltyd. Die span wat dit vir ons voorberei is so opgewonde. Dan is daar ook saam met die leringsspan en die aanbiddingsspan, is daar 'n program wat ons gaan aanbied, so 20 minute, met tekste en met liedere en met musiek, om ons voor te berei ook vir die res van die naweek. Ons gaan ook nagmaal gebruik, en dan gaan ons heerlik saam eet en kuier. En vanoggend in die voorportaal is daar naamlyste. Julle sal sien van dit, daar seker al so 30-40 kaartjies verkoop. En ons sê, maak nie saak hoeveel kaartjies verkoop nie. As dit moet, sal ons skuif na die saal toe, uit die kuierarea. Maar koop sommer vanoggend al jou kaartjies.
R120 en R70 vir 10-jariges en jonger. En weer eens, Rita sal daar wees as jy met die Jouko masjien wil doen of hoe ook al, so wees deel. En ons is opgewonde saam met veral Willie wat vir ons daar voorvat. Die gemeentekamp ouens sê net weer eens dankie vir almal wat gebid het vir hulle. Hulle het 'n besondere belewenis gehad waarvan die laaste Sondag van hierdie siklus gaan daar getuienisse wees, die Sabbat Sondag. So die einde van ons Efesiërs siklus gaan julle meer hoor oor wat die Here gedoen het spesifiek op hierdie kamp en maak so lank jou bespreking vir einde Maart volgende jaar. Weereens hier voor in die portaal is daar nuwe lidmaatvorms. Daar is die dankofferkoeverte, vat asseblief een per gesin en sommer 'n klomp ander vorms wat jy kan invul, byvoorbeeld die welkomspan. As jy soos Randy vriendelik is, dis vir jou maklik om vir gemeentelede te groet en te sê welkom. Skryf jou naam op en ons deel jou in en jy word deel van die welkomspan en so ook die nagmaalspan. Eenmal 'n siklus ten minste, maar ook sê nou maar Paasnaweek en een of twee ander kere Pinkster Sondag, as jy wil deel wees van die span wat vroeg die oggend kom brood sny en wyn en druiwesap ingooi. Dan bid ons saam vir begroting 2026 en die oproep wat veral gekom het na ons as leierskap, die gemeenteraad in Oikonomos, om die Here te vertrou vir ons eie rentmeesterskap as leiers en dat ons dit sal modelleer en dat dit deur sal gaan tot al 4, 5, 600 gesinne van Blanco gemeente. Nou, julle ouens, wie het verlede Sondag vir ons gebid? Kan julle onthou, hier was 'n oupa, 'n oom, wat hier voorkom staan het, en ons het gesê, is daar tye wat jy bang is, soos wat Josef en Maria was, toe hulle gevlug het, Egipte toe. Toe het oom Botha vir ons gebid. En nou wil ek vra, dat een van julle vir ons bid, maar net hierdie woorde bid. Dankie, Jesus. Dis al wat jy hoef te bid, en oor hierdie mikrofoon, dat almal kan hoor, en jy sê, dankie Jesus, dat u sorg vir ons. As ons nou net hierdie offergawes opgeneem het, dan sê ons, dankie Jesus. Wie gaan dit vir my bid? Yes. Hier in die mikrofoon, en jy hoef net daai twee woorde, as jy meer wil bid, is jy reg, maar sommer net daai een gebed. Kom ons bid saam. Dankie Jesus vir alles wat u ooit vir ons almal gegee het. Amen. Amen. Baie, baie dankie. En vriende, hierdie jong mense kan gaan sit. Dankie dat julle hier is vanoggend. En julle gaan nou nie weg nie, julle gaan sit by pappa en mamma. So julle gaan moet luister na die res van die preek. Maar soos wat pappa en mamma gehelp het met 'n rand of 'n 2 rand of 'n 3 rand, julle kan gaan sit, kan hulle dalk help met 'n vertaling van die dominee. Of as hy 'n lang preek, kan julle maar net hulle so laat na jou skoot toe gaan vir hulle oggendslaapie. Vriende, ons is die huisgesin van God. Die Griekse woord is oikonomos. Ons is sy oikonomos hierin, die Blanco gemeente, die Blanco omgewing. Die tafel was verlede week gedek vir ons, en ons het van een van die oudstes, oom Philip, tot by, is dit Christian van Grenen, 2 weke oud, het aan dieselfde tafel gesit as simbool van hierdie groot familie. Almal wil ek al sê wat hier is, wat kyk, maar ook hulle wat op die databasis is van hierdie gemeente. Ons is die huisgesin van die Here. Ons behoort aan hom, ons behoort aan mekaar. Hy het ons gesê, sit aan die tafel, hy's die hoof van hierdie tafel wat ons byeenroep, wat alles gegee het wat ons nodig het. So vriende, vanuit dit, die gebed ook van verlede Sondag, vir onsself, vir jou gesin, maar ook vir hierdie gemeente. Sommige net terwyl ons so sit. Seën my ryklik. Seën my daadwerklik. Vermeerder my grondgebied. Hou u hand oor my. Laat my lewe geen pyn veroorsaak nie, o Heer, seën my. Kom ons sing dit ook vir Blanco gemeente, vir ons as 'n kollektief.
vra ons, soos wat die Here ons seën, dat ons hande kan oopgaan, en dat daar lewende water vloei vanuit hierdie gemeente na die gemeenskap, en na die res van ons dorp, en die land. Seën ons. Seën ons, seën ons Vader, Seun, Gees, dit bid ons vir onsself, nie uit selfsug nie, Here. Maar soos U ons geleer het, gee ons vandag ons daaglikse brood, dit wat ons nodig het. Dankie vir 2025 sover, hier in die middel van Maart maand, dat U ons gedra het, dat U vir ons sorg. Here, dat ons 'n dak oor ons kop het, dat ons vanoggend iets kon eet en iets kon drink. Dankie, dankie, dankie. U is ons voorsiener. En dankie dat ons kan dit bid ook vir mekaar, vir ons kinders, vir ons kleinkinders, vir elke gesin, dat hulle sal sê, die Here is goed, die Here is groot. Alles in die hemel en op aarde behoort aan hom. Die graanskure behoort aan hom. Die vee op 1000 heuwels behoort aan hom. Die skatkiste van hierdie wêreld, waar die rykes dink, dit behoort aan hulle, dit behoort aan U, o God. Dankie dat U dit uitdeel. Dankie dat U soms, deur die Gees, ons help om vir die 7 goeie jare te spaar, soos U wysheid gegee het aan Josef in Egipte, en dat selfs in die maar swaar jare, U nog vir 7 jaar mense dra. Kom dan, Here, U ken elke gemeentelid wat as dit kom oor brood op die tafel, oor finansies, dalk wakker lê, op soek na werk, in moeilike omstandighede by die werk. Dankie dat ons mag vra, seën ons, sodat ons 'n seëning kan wees, soos U beloof het aan Abraham, om hom 'n seëning vir die nasies te maak. Maak ons as blanke gemeente 'n onmisbare deel van George, omdat ons 'n seëning is vir almal, maar veral vir die weduwees en vir die weeskinders. In Jesus naam, amen. Kom ons staan en ons sing en ons loof die Here.
Terwyl julle so staan, as al van julle is wat moet gaan sit, asseblief gaan sit. Daar was nou net 2 liedere in 'n ry. Maar die geloofsbelijdenis van Nicea is in die jaar 325 na Christus, is dit aanvaar as deel van die vroeë kerk, daar die eerste 300 jaar kerk wat ontplof het, wêreldwyd. Omdat al was dit teen die wet, om te sê, o Jesu Christus, Jesus Christus, Jesus Kurios, Jesus Keiser, Jesus Here. In 'n tyd wat Caesar en van die ander ouens gesê het, ek is Kurios, ek is Here, het hulle teen die wet, het hulle opgetree en hulle geloof bely. Jesus is die Kurios, die Here. En hier by daai tyd omtrent, het daar 'n massiewe verandering gekom, het Constantijn, en daar was 'n groot plus en 'n groot minus gelyktydig, het hy volgens oorlewering sê hulle tot bekering gekom, ongelukkig begin oorlog maak met die kruis as die teken waaronder hy toe begin sy Romeinse ryk verder vergroot het. Maar in daardie tyd, net so aan die begin daarvan, kom hierdie ouens by Nicea by mekaar en het 'n wonderlike belydenis onder die werking van die Gees, het hulle bely. En ek wil vra dat ons dit vanoggend hardop sê. Dit is hierdie jaar 1700 jaar later. So daardie stokkie van geloof, die kern van die DNA van die kerk van Jesus, is onder andere van 325 af aangegee van generasie na generasie. So in Afrikaans kom ons bely dit hardop. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Vader,
Lord, and we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know that we are Christians by our love. Baie dankie aan die lofspan. Dankie Elsabie, dankie Thomas, dankie Daniel. En daarbo, dankie Donovan. Wie sit langs jou? Dankie Donovan se suster Martha, wat vir ons die YouTube doen. Ek wil tog sê, julle YouTubers wat nou kyk, daar by die comments, druk net 'n thumbs up en sê dankie Martha. Ons hoop sy stuur vir julle 'n mooi ding uit. Verlede week, Efesiërs 2, 19 tot 22 was so besonders en ons het net nou al genoem van die simboliek, maar as jy die leefgroepmateriaal van verlede week gedoen het, as jy dit gemis het, nog nie oopgemaak het, jy gaan kyk, laat Efesiërs deur jou spoel en die dieper vrae, wat met elke week dan nou ook in die leefmateriaal uitkom, maar een van die vrae was, as jy gaan kyk, na vers 19 tot 22, is daar hierdie interessante metafoor van 'n gebou of van 'n tempel. Ja, ons is 'n huisgesin, maar ons is ook 'n lewende tempel, 'n lewende gebou. Met die hoeksteen wie? Sê die teks. Jesus, die hoeksteen, en dan die fondamente is die profete en die apostels. In daai belydenis van Nicea staan ons bely 'n algemene, en van die vertalings katolieke, die woord katoliek beteken algemeen, so 'n algemene kerk, wêreldwyd, 'n apostoliese kerk. Wat beteken wat? Ons het die aflosstokkie ontvang van wie af? Van die apostels af, van die ooggetuies, van Petrus, van Johannes, van Thomas, wat gesê het, julle hallusineer, as julle dink Jesus lewe, lyke word nie lewendig nie. En dan verskyn Jesus ook aan Thomas en sê, vat. En dan sê hy, gelukkig is hulle, en dis ons, wat nie sien soos jy Thomas, maar wat sal glo. Tot in 2025, hier het ons daai stokkie ontvang van iemand soos Thomas, wat in Noord-Afrika vermoor is vir sy geloof. Van Petrus, wat deur die Gees vervul is, en wat menslik gesproke vir 'n tyd lank die leier was van die kerk. Later, Jakobus, Jesus se broer, leier van die Jerusalem kerk. En soveel van hulle vermoor. Petrus, toe hy gekruisig word vir sy geloof, toe sê hy, kruisig my asseblief onderste bo, want ek is nie werd om soos my verlosser gekruisig te word nie. Dis hulle wat dit aangegee het, en deur die Gees van generasie tot generasie, hier is ons vandag, met Jesus die fondament, apostels, profete, Nuwe Testament, Ou Testament, en ons is ingevoeg as deel van Blanco gemeente se lewende huisgesin, wat 'n klein deeltjie is van die wêreldwye tempel van God. Toe vra ons in die leefgroepmateriaal, maar teken ietsie. En dit is so fantasties, Daniel Roux wat vir ons hierdie geteken het. As jy kyk heel onder, dan staan daar, die rots is God die Vader, en dan is Jesus Christus, is hierdie hoeksteen, en ons het die Ou Testament, Nuwe Testament, Jesus wat vir ons sterf, die Heilige Gees, wat daal op hierdie gebou, wat ons vul, wat ons krag is, en uit hulle leefgroep, is hulle almal se name ingeskryf. Dankie Daniel, dis 'n fantastiese voorbeeld vir elkeen van ons. Ons blaai een hoofstuk verder, en vandag lees ons uit Efesiërs hoofstuk 3. En ek gaan vir ons lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Ek hoop dat jy in die week, jou 2020, en jou 1953, en jou 83, en die boodskap, dat jy al daai vertalings bymekaar bring, en sien hoe hierdie Griekse woorde soms vertaal word met misterie, of geheim, of geheimenis, dan sien jy hoe die ouens sinonieme gebruik, om te kyk dat dit die beste in ons hart kom sit, dat ons kan verstaan wat dit beteken. Here, ons vra dat U woord vir ons sal oopmaak,
dat ons dit sal hoor en dat dit in vars Afrikaans, soos wat hierdie vertaling dit vir ons aanbied, in ons harte sal kom lê. Sommige hierdie hele week ook, as ons elke dag met ons alleentyd hierdie selfde 13 verse gaan lees en dit oordink. Kom Heilige Gees, dat dit sal wees soos nuwe wyn, wat ons verras en wat ons verlig en wat ons vul met vreugde. Amen. God se geheime plan, ons gaan die 13 verse lees. Hier volg nou die rede waarom ek, Paulus, die gevangene in diens van Christus, vir julle, die nie-Jode bid. So wie is hierdie nie-Jode? Dis die gelowiges in Efese, 'n stad in, nou moet die dominees my help, in wat ons vandag sien as Turkye, ek hoop so, Klein-Asië, en dis alles deur Paulus se sendingwerke, sy sendingreise. Die feit dat hy Jesus ontmoet het daar op pad na Damaskus, dat hy tot bekering, wil ek amper sê, geslaan is deur die Gees, af van die perd af, blind. Hy kom tot bekering, hy sê, ek sal hierdie Jesus, wie se volgelinge ek wou vervolg, sal ek nou verteenwoordig. Spesifiek na die heidene. Daarom sy Hebreëse naam, Saulus, verander hy na Grieks, naamlik Paulos. Hoekom? Want sy primêre taak is nie onder die Jode en die Joodse Christene nie, maar daar in die heidense wêreld, waar Grieks die wêreldtaal is van die Romeinse Ryk, Latyn besig om uit te sterf in hierdie tyd van Jesus, hier in die tyd van Paulus hulle, en hy's bereid om dit selfs van sy eie kultuur op te offer, om te sê, ek staan voortaan bekend as Paulus, nie soos my ma my noem, Saulus, wat my dink aan van ons Afrika broers, wat sal sê, my naam is Charles, dan sê ek, nee, wat is jou regte naam? En dan sit 'n Xhosa naam met die en hy het half moet opgegee met hierdie westerlinge, hierdie westerse Afrikane, ek en jy, dan verander hy maar sy naam, terwille van goeie verhoudinge. So het Paulus opgeoffer, so die vroeë Christene opgeoffer, om hulle hartstaal, die Joodse Christene, Hebreëus en Aramees, om dit op te offer, sodat die Nuwe Testament vir jou en my geskryf is in Grieks. Dis amper soos in ons tyd om te sê, as ons dan nou 'n traktaatjie of iets doen, en ons wil mense wyd bereik, doen ons dit maar in Engels, as ons kan in die 11 landstale, maar die taal wat die meeste ouens uit selfverdediging kan gebruik is Engels. Soveel opofferinge wat gebring is, en soveel opofferinge waartoe ek en jy geroep word, om hier in Suid-Afrika in 2025 gelowiges te wees, wat met liefde uitreik, wat bereid is om opofferings te maak. So, die opoffering van Paulus, terwyl hy hierdie brief skryf is, hy's in die tronk, hy's 'n tronkvoël, daar word selfs oor hom geskinder, en agteraf gepraat in van die gemeentes, en gesê, jong Apollos en van hierdie ander ouens, hulle is nou nie in die tronk nie, en hulle preek tog so mooi, en dan begin hulle te stry, om te sê, wie is die belangrikste, is jy deur Paulus of deur Apollos gedoop? Allerhande sulke kleinighede, wat ook in 2025 gebeur, tussen my en julle en die gemeente, elke nou en dan, is daar maar dinge, en skinder en goed, en dan moet die Gees weer kom en sê, hey, fokus, daar is 'n oorlog daarvoor, ons kan, as jy hier agter staan en jy is nie deel van die oorlog nie, dis dan wanneer die ouens hier agter begin stry, en besig is met ander goed, maar as jy daar voor is in die voorste linies, is daar nie tyd vir sulke dinge nie. So, kom ons val weg. God se geheime plan, hier volg nou die rede waarom ek, Paulus, die gevangene in diens van Christus, vir julle, die nie-Jode bid. Daarom per implikasie, vir jou en my. Julle het seker gehoor van die bediening, wat God uit genade aan my toevertrou het. 'n Bediening in julle belang. 'n Geheime plan is deur openbaring aan my bekend gemaak. Oor die geheime plan het ek hierbo kortliks geskryf, hoofstuk 2 en hoofstuk 1. Deur dit te lees, kan julle 'n begrip vorm van my insig in die geheime Christusplan. God het hierdie geheime plan nie in vorige geslagte aan mense bekend gemaak nie. Maar nou
het hy dit deur die Gees bekend gemaak aan die apostels en profete wat aan hom toegewy is. Die geheime plan is dat die nie-Joodse nasies deur Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van God se volk. Dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is en saam deel het aan die beloftes wat op grond van die goeie nuus verkry word. Uit genade het God my die gawe gegee, dis Paulus, om 'n dienaar, die Griekse woord is doulos, wat ook vertaal kan word met slaaf. Ek is 'n slaaf, ek is 'n dienaar van hierdie goeie nuus. Daai woord goeie nuus is evangelie. En Matteus, Markus, Lukas en Johannes, eerste 4 boeke in die Bybel, word genoem die 4 evangelies. Die verhale van Jesus, maar as 'n goeie nuus vir die wêreld aangebied. Ek het 'n dienaar geword van hierdie goeie nuus. Dis wat op sy lippe is. Nie oordeel nie, goeie nuus vir almal wat dit aanvaar. Die gawe is aan my gegee deur die werking van God se krag. Aan my, die heel onbelangrikste van al God se mense. Hoekom sê hy dit? Hy was so skaam dat hy met die briewe ook van die Sanhedrin en die Fariseërs en die priesterhoofde uit Jerusalem op pad was Damaskus toe om Christene in die tronke te gooi. Hy kom tot bekering, hardhandig, wat die Here hom afruk van sy perd. En dan is die Christene, wanneer hulle hoor, hy kom aan en sê, maar ek volg nou vir Jesus, is hulle bang vir hom. Een van hulle bid selfs en sê vir die Here, Here, ek wil net seker maak, U weet wie is hierdie Saulus, nê? U weet hoekom hy hier is, om ouens soos ons in die tronk te gooi. Is U regtig seker, ek moet na hom toe gaan en vir hom gaan bid? En dan sê die Here, ja, ek het bedoel toe ek die eerste keer gesê het, gaan na Saulus van Tarsus, gaan na hom toe. Paar keer moet hy homself verdedig, sê, ek is nie meer daai ou nie, ek het radikaal verander. Paar keer moet hy ook sê, as die ouens nie hou van wat hy preek nie, as hulle skuldig voel, hulle moet eintlik die skoene wat pas aantrek, maar hulle wil nie, dan sê hulle amper half, ja maar wie's jy? Jy's nie een van die 12 gewees nie. Jy's nie een van hulle nie. Jy's nie een van die apostels, wie se goeie nuus ons nou aangevat het nie. Jy's nie een van hulle nie. Dan sê hy, ek is geroep, ek wat niks werd was nie. En daar, op die pad na Damaskus, het Jesus self aan my verskyn. Ek het hom gesien, daarom is ek ook 'n apostel. Nie ter wille van myself nie, nie ter wille van finansies nie, daarvoor maak hy sy eie tente, nie om te sê net wat julle wil hoor nie, om my lewe te gee, om die littekens vir julle te wys, as julle sê, ek het ander, in Engels, ulterior motives, 'n ander agenda, nee, hier is die agenda, kyk die houe op my rug, kyk my liggaam, kyk my CV van drenkeling, van die opoffering wat ek doen. Hoekom? Terwille van 'n aftreehuisie by die dooie see? Nee. Terwille van my verlosser Jesus Christus. In sy voetspore wil ek loop. So, ek, Paulus, die heel onbelangrikste van al God se mense, is hierdie genade, hierdie onverdiende goedheid gegee om aan die nie-Joodse nasies die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig. Ek moet vir almal duidelik maak hoe God die skepper van alle dinge die geheime plan uitvoer wat nog altyd verborge was. Die doel hiermee is om nou deur die kerk vir al die bose hemelse regerders en maghebbers te wys hoe alles omvattend die wysheid van God se plan is. Die plan wat hy deur Christus Jesus ons Here tot uitvoer bring. Deur Christus en ons geloof in hom kan ons met vertroue vrymoedig na God toe gaan. Om hierdie rede vra ek dat julle nie moedeloos word oor my swaar kry ter wille van julle nie. Dit strek tot julle eer. En soos Dominee Gert de Botha 74 jaar gelede as eerste dominee van die gemeente sou gesê het in die saal hier langsaan, tot sover die woord van die Here. 13 verse en
as hier kos bedien was vir oggend, dan is daai 13 verse, is dit styk. Dis styk, dis nie baba kossies hierdie nie. So as jy die You Bible app het, gaan kyk, Efesiërs 3, 1-13, gaan lees hom in die Nuwe Lewende Vertaling, druk dit vir jou uit, lees dit weer en weer, dat dit hierdie hele week, dat hierdie styk wat jy Vrydag, Saterdag gaan braai, dat dit hierdie hele week kan ryp word, dat dit kan deel word van jou menswees. Ons gaan vanoggend kyk na die geheim, vers 1-13, en ons gaan afsluit met die gebed van Paulus. Ek het gesê, ons is die huisgesin van God. Anders as verlede week, is die tafel vir ons verder voorberei. So vanoggend ook as ons klaar is, voordat jy jou kaartjies daar agter gaan koop, kom kyk 'n bietjie wat gedek is op elkeen van die borde. Die eerste wat jy gaan sien, is dat daar is DVD's en goed van 'n baie bekende geheime agent. En in die fiktiewe wêreld van boeke en van films het hy 'n kode 007. Kan iemand vir my sê, een van die kinders, wat sy naam? James Bond. Ek sê yes, James Bond. Met die laaste fliek, ek wil dit nou nie spoil vir julle nie, maar die een No Time to Die, as jy nog nie gekyk het nie, hy die aan die einde van die fliek. Maar nou hopelik kom maar nou binnekort weer 'n nuwe franchise, is nou oorgekoop deur, kan nie onthou nie, Disney of wie ook al. Disney, ek hoop nie hulle maak van dit 'n kinder ding nie. Maar as ek dink aan geheime agente, dan verkeerdelik seker, sien ek nie van julle raak dalk wat in geheime organisasies is, ek hoop nie so nie, en wat mense kan dophou, en wat kan hacking doen, en dis nou maar alles geheime agente, maar in die kultuur waarin ons leef, is seker die bekendste, is James Bond, die 007. En dis vir my sommer, ek wil amper sê, as deel van Efesiërs 3, die geheime plan van God en die geheime metodes, sou mens nou een van hierdie James Bonds kon gaan kyk. En jy gaan sien, maar yes, hierdie ou is goed, hy's opgelei. Hy weet hoe om 'n geheime sending, in Engels mission, te volvoer. Hy doen ongelukkig, en nou moet hy soms onwettige goeders doen, en vreemde goed, en ek wil amper sê, as ek en jy, as geheime agente, die Here se werk moet doen, dan kan dit nooit gaan verby, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, soms moet jy as deel van die geheime plan, moet jy iemand eenkant kry en sê, jy's besig om jou lewe te vernietig. Hou op hiermee. Mens sou dit noem in Engels tough love. Om lief te wees vir iemand beteken nie net om 'n drukkie te gee en te sê, ag, gaan maar jou eie pad, dis jou eie lewe, spring nou maar af daar. Ek kan sien, jy gaan 'n ongeluk maak, maar ek gaan niks daaraan doen nie. Nee, soms is hierdie geheime plan is ook konfrontasie en is moeilik. Maar jou en my staan in diens van God. Met hierdie geheime plan en geheime missie, kan nooit optree teen God se woord nie. Daarom die tragedie van heelwat jare gelede, daar by die Strydomplein in Pretoria, reg langs die Staatsteater, was ek 'n blok weg, toe iemand gesê het, hy het in 'n grot ergens gaan bid, en die Here het vir hom gesê, hy moet met 'n geweer gaan, na daar waar die Strydom monument was, wat intussen omgeval het 'n paar jaar daarna, en hy het 'n klomp mense gaan doodskiet. Asof in die naam van die Here. Dis nie jou en my Here, in wie se naam hy ander mense bloot op grond van hulle velkleur gaan vermoor het. En dis nou al meer as 30 jaar gelede. Hy het nie God se stem gehoor nie. God se stem sê nog steeds, jou naaste lief soos jouself, en hom met alles. God het 'n geheime plan, sê vers 3. En hierdie plan, baie spesifiek, is die Christusplan. Dis 'n plan nie van krag en geweld en mag en gewere nie. Dis nie 'n plan van swaarde nie, het Jesus in die tuin van Getsemane gesê vir Petrus. Petrus, sit terug jou swaard. Beteken nie dat daar nie tye in ons lewens is waar ons moet onsself verdedig. Beteken nie dat
ons huise soms alarmstelsels moet hê, dat ek en jy versekering uitneem, dat daar baie dinge is wat ons doen, wat ons sê, goeie gesonde verstand lei ons om versigtig te leef in 'n wêreld waar dinge nie mekaar is nie. Maar as dit kom oor die uitbreiding en die Christusplan wat die wêreld destyds in 300 jaar oorgeneem het, was dit nie met swaard nie. Anders as Islam 'n paar honderd jaar daarna, wat met die swaard, met dwang Europa oorgeneem het. En baie mense is bang vandag as hulle kyk na die verspreiding van Islam, veral vanuit 'n ekonomiese oogpunt, hier en daar in sekere areas met krag en geweld, dan sê ek en jy op grond van die woord, nie deur krag of geweld of vrees of haat nie, maar deur my gees, sê die Here. Daarom is ons anders. Ons is soos destyds daar in China, in Tiananmen Square, kan julle onthou, toe daar hierdie jong studente was, al 20, 30 jaar terug, wat betoog het teen hierdie kommunistiese stelsel in China. Hulle is uiteindelik heeltemal platgevee, van hulle het na die weste toe uitgevlug, maar daai beeld van een van daai betogers, almal geweldloos wat staan en hier is 'n tank wat daar staan en hy vat 'n blom en hy druk hom daarin. Ek neem aan daai jong man was nie 'n Christen nie, maar dit is wat Christene doen. Teen die wêreld se krag en geweld en wapens sê ons staan in diens van Jesus Christus. Dis die Christusplan, die plan van die kruis, die plan van die leë graf, die plan van die ander wang draai. In Jesus se naam. Dit gebeur, sê vers 5, deur die bekendmaking van die Heilige Gees. Die Gees moet jou bemagtig, jou verander van 'n vloekende Petrus wat vloekend sê aan 'n klein meisietjie, ek ken hom nie, van wie praat jy? Ek ken nie Here Jesus nie. Na die Petrus wat opstaan op Pinkstersondag en sê, julle het hierdie Jesus, die Messias, vermoor, maar hy het opgestaan uit die dood. Hy lewe en ons ervaar die Gees wat ons vandag vul en hy kan jou ook vul. Daardie dag het dit gebeur. Dis bekend gemaak aan die toegewyde apostels en profete. En dit sluit in ek en jy as ons lewe gee aan hierdie Christus. En met toewyding sê Here, in my onvolmaaktheid, in my die minste van almal, soos wat Paulus na homself verwys. Hier is ek. Gebruik my asseblief, laat my lewe tel vir U. Dis dan wanneer die Heilige Gees werk. En die Heilige Gees, en dis een van my gunsteling dinge om te sê en om te sien, is agter die skerms besig om te werk oor tyd. Hy agtervolg daai van julle kinders of kleinkinders wat gedoop is en wat jy sê, hy of sy is soos 'n swart skaap. Is uit die kraal, loop nie God se pad nie. Jy mag bid, Heilige Gees, agtervolg hom, agtervolg haar. Druk hom vas in daai hoek wat hy weet, net U alleen en U plan en U missie vir sy lewe, vir haar lewe. Hierdie geheime Christusplan is dat almal word ingesluit, van watter land, volk en taal, watter ras ook al. As jy die knie buig voor Jesus Christus, 'n nuwe mensheid. Openbaring sê, voor die troon uit elke land, elke volk, elke taal, almal wat die knie gebuig het voor Jesus, is deel van hierdie geheime Christusplan. Een Godfamilie. Dis goeie nuus. Behalwe as die Gees jou baie pertinent oortuig, is dit nie 'n boodskap van oordeel nie. Dis goeie nuus. Dit is die lewe in oorvloed vir 'n wêreld wat oorweldig is, wat smag na goeie nuus. Waar die oorloë en die sosiale media en die nuus ons pessimisties maak, kom die goeie nuus van Jesus. Daar's hoop. Daar's hoop vir jou, vir my, vir ons, vir hierdie land. Vers 8, daar is 'n rykdom ook in hierdie boodskap. Ons kan uitdeel geestelike seëninge, blessings, maar ook dit wat die Here gee, brood en wyn. Dis 'n onmeetlike rykdom in Christus. Hy's die onuitputlike fontein van alles wat goed is. Hy sal nooit sê, my kind, ek het jou nou soveel geseën om ander te seën, jammer, ek het nou niks meer oor nie. Nee, dis
onmeetlik sy rykdom. In vers 9, die Skepper voer hierdie plan uit. Hy, deur die Gees, is hierdie geheime agent wat dit uitvoer. En hoe voer hy dit? Hy voer dit uit deur die geheime Heilige Gees wat ons nie kan sien nie. Maar ons sien soos die wind, sien ons hoe die takke beweeg. Ons sien dit in ons eie lewe, ons sien dit in die gemeente, ons sien dit in die land. Iemand sê nou die dag, God is up to something in hierdie land. God is up to something in hierdie wêreld, in die Midde-Ooste, in China, in Amerika, in Suid-Amerika. God is up to something. En dit is nie anders as wat ons dink. Want die Gees werk op geheime, ongelooflike maniere om harte en denke te verander. Ons, ook Blanco gemeente, word deur die geheime Gees bemagtig om as geheime agente 'n geheime sending te aanvaar met 'n geheime goeie nuusboodskap om dit te bring aan almal. Die strategie begin aan die saamwees van ek en jy. Om die tafel, saam bid, saam die woord hoor, dit indrink. Hier op 'n Sondagoggend, ja, by die huis op jou YouTube, in die week met jou alleentyd, met die leefgroeptyd. Daar by die werk, daar by die skool, daar waar jy speel, daar waar jy lag, om daar vanuit hierdie verborgenheid, hierdie een familie, ander mense te wil nader trek, die seëninge van die Here uit te deel. Die strategie wil ek wys, sien jy in hierdie films, sommer net as 'n metafoor. Soos James Bond, hopelik altyd terwille van die goeie saak van om Brittanje en die ouens nou sy nasionale, wat sou mens dit noem, belange te bevorder en die wêreld te red van al die amper sê ek idioote van die wêreld, die miljonêers en die diktators en die ouens altyd in hierdie films. Is ek en jy deel van God se plan waar hy dit doen deur sy Gees en ek en jy is 'n klein onderafdelingkie van God se geheime plan. Daar's 'n strategie en iets daarvan is hierdie films. Sommige net as 'n voorbeeld. 'n Manier van doen, beter metodes van liefde. Sommige dinge is meer effektief as ander. Sommige maniere van doen van Christene doen meer kwaad as wat dit goed doen. Veral op sosiale media. Christene wat ateïste uitvloek op sosiale media, asseblief, hou net op. Dis nie wat Jesus sou doen nie. Vriende, maar die belangrikste vir oggend is dat die brondokument waarvan uit ek en jy opgelei word vir hierdie geheime taak, hierdie geheime sending, is vir oggend op elkeen van hierdie borde. 'n Hebreëse Bybel, 'n Griekse Bybel, 'n Gideons Bybel, so 'n voorbeeld van om daai Bybel te plaas oral waar dit mag. Afrikaanse Bybel, Engelse Bybel, ou vertaling, nuwe vertaling, die bron waarvanuit ek en jy leef, ook as Blanco gemeente, die onfeilbare woord van God. Daarom lees ons dit. Daarom laat ons Efesiërs oor ons spoel. Later in die jaar Levitikus. In die afgelope paar jare Kolossense, Genesis, Exodus. Later in die jaar Konings. Keer op keer, elke Sondag eet ons die woord. In die week laat ons dit ryp word. Kom die Gees om ons te help. Die doel is om deur die kerk, deur Blanco gemeente, aan almal, hier, daar en oral te wys, hoe alles omvattend God se ewige plan is. Daarom kan ek en jy, vers 12, met vrymoedigheid deur Christus Jesus, en ons geloof in hom, na God toe gaan. Kan ons opnuut as gemeente aanmeld vir diens. Sê, Here, hier is ons, vir hierdie geheime Christusplan. En hy sluit af en sê, moenie moedeloos word nie. Dit is taaf. Dit is moeilik. Niks is gewaarborg nie, behalwe die twee goed van die wêreld, naamlik belasting en die dood, en vir ons, Immanuel, ek is by julle. Ek stuur julle uit, so skape tussen wolwe. Wees versigtig soos slange, en opreg soos duwe. Maar weet, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. Moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word oor die land nie. God is nog steeds op die troon. En ek en jy is deel van sy geheime plan, ook vir hierdie land. Dis ons gebed. Dis my gebed,
Dis ook Blanco Gemeente se gebed vir oggend. En ek wil vra dat soos ons so sit, dat ons die res van hoofstuk 3, vanaf vers 16, afsluit mee as 'n gebed. Dis Paulus se gebed vir Efesiërs, maar ek het oral dit ingeskryf ons, dat ons vir onsself kan bid as gemeente. So terwyl ons so sit, kom ons bid hardop vers 16 tot 21. Die opskrif is Paulus se gebed vir die Efesiërs. Mag God deur sy Gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan ons die krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in ons harte woon en sal ons in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Mag ons in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal ons Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Mag ons heeltemal met die volheid van God vervul word. Dis ons gebed, Vader, Seun en Heilige Gees. Hier is ons meld aan vir diens. Hierdie geheime plan wat so lank vir eeue en eeue onsigbaar was, waarvan Moses en Josef en Abraham en Isak en Jakob maar net kon droom. Dankie dat hulle volgens Hebreërs op die paviljoen sit en vir ons in 2025 aanmoedig en hande klap en sê, hardloop voluit hierdie wedloop. Oë gerig op Jesus Christus. Dankie vir u woord wat die brondokument is waarvan uit ons wil leef. Here, seën u Bybelboek Efesiërs, dat dit in ons ryp word in hierdie week. Ons wil dit smeek van u, hierdie gebed wat ons nou ook gebid het. Here, as daar van ons is wat op moedverloorse vlakte is, kom ons vanoggend, ons sê, jammer Here, vir my ongeloof. Ek gee myself aan u. As daar van ons is, Here, wat werklik genesing nodig het, na liggaam, siel of gees, kom sê ons, vat my, Here Jesus, genees my, omarm my. Ons meld aan vir diens, o Gees van God, vul ons met u geheime boodskap, vul ons met u geheime krag, sodat ons die Christusplan kan najaag, voluit, as Blanco gemeente, vir Blanco, vir Heather Park, vir George, vir Fancourt, Here, vir die Valley, vir Heatherlands, Here, vir die res van George, vir die Weskaap, vir Suid-Afrika. En ons almal antwoord, Amen en Amen. As jy na vanoggend klaar daar ingevul het en dinge daar, en jy het 'n gebed nodig, sal Rihanna en ek self, en dalk nog een of twee ander bidders, hier agter vir julle wag, daar in die moederskamer, daar waar julle Noag se ark sien, en ons sal saam met jou bid, as daar enige gebedsversoeke is. Vriende, kom ons staan, en ons sing ons bereidheid om te getuig, om te vertel, die geheime boodskap van Christus. Getuig vir Jesus Christus, dit is ons lewensdraad. Ons weet dat elke een van ons die langer staan mag wees, maar dat ons met vrymoedigheid die boodskap moet versprei, sodat die hele wêreld hoor die woorde en die daad. Die Here Jesus is ons Heer en almal moet hom dien. Getuig, 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 elke dag
my voorreg om oor 'n uur te ry Stellenbosch toe vir 'n week en om my dogter se gradeplegtigheid by te woon die week. So Cornie en Ferdi is van vanaand af en môre is hulle aan diens as julle enigiemand nodig het. Maar ontvang die seën van die Here en weet dat dit is vanuit sy onuitputbare rykdom. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag, die troos en die inspirasie van die Heilige Gees jou deel wees. Amen. En die uitgaan woorde almal saam. Ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. Die geraas van die wêreld hardloop ek na U. U is die een wat waarheid bring, as die leuen my stoel ten stuur. As ek dink aan U heerlikheid, U grootheid bo alles, U majesteit wat soos die son opkom, verlig my hele lewe. Want U is die koning van die eeue, die skepper van my hart, die rots van die ewigheid, al is ek hoe verward, ek wil net U lof besing, vir ewig U verhef, die koning van die eeue, koning van my hart. In die geraas van die wêreld hardloop ek na U. U is die een wat waarheid bring, as die leuen my stoel ten stuur. As ek dink aan U heerlikheid, U grootheid bo alles, U majesteit wat soos die son opkom, verlig my hele lewe. Want U is die koning van die eeue, die skepper van my hart, die rots van die ewigheid, al is ek hoe verward, ek wil net U lof besing, vir ewig U verhef, die koning van die eeue, die koning van my hart, koning van my hart, die koning van